I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. Welkom vanoggend. Ek is so bly elkeen van julle wat hier is, dat jy die oomblik gebruik het vanoggend wat mense lekker laat in die bed gelê het en 'n vakansie hou. Het ons nie vakansie kom hou nie, ons het kom herdenk. Die grootste geleentheid, die wend van die eeue. En dit op vanoggend net te kom herdenk. Net kom erken. Daar was 'n houtkruis. Maar daar was nie net 'n houtkruis wat leeg gestaan het nie. Daar was 'n redder op 'n houtkruis. Sonder die redder beteken die kruis niks nie. As Jesus nie kom sterf het op die kruis nie, was ek en jy vanoggend nog in sonde. Was ek en jy op pad om vernietig te word. Geen uitkoms nie. Kan ons dink, as Jesus nie gekom het nie, was daar nie 'n uitkoms nie. Bedink dit net vanoggend. En hy het ons so lief gehad. So I couldn't leave them. Ek kan hulle nie los waar hulle is nie. Ek het hulle te lief. En net 'n sekond vat. Net bewus word van sy liefde vir jou. En ervaar net in hierdie oomblik. Hy soek nie jou offer nie. Hy soek nie vanoggend 'n klomp goed wat jy moet kom doen nie. Hy vra nie vir jou vanoggend, het jy jou Bybel gelees, het jy hierdie gedoen, het jy daai wet onderhou, het jy hierdie gedoen nie. Hy kom vanoggend en sê, my kind, ek het jou lief. Punt. Maar jy sien, die groot ding is wat inkom, is dat baie keer wanneer ons met probleme in ons lewe sit, dan dink ons die Here het reg gestaan en jou kom straf. As jy dan die prys moet betaal, wat het hy dan op die kruis gedoen? As jy nog moet betaal, wat het hy dan gedoen? Wat het hy op die kruis vir jou kom doen? Niks. En so, vanoggend wil ek met jou deel oor 'n gedeelte wat my net so op vasgegryp het, toe ek voorberei het. En net 'n besef wat, van wat dit werklik beteken. Miskien gaan die dames my dalk nou kan help, maar wie van julle het al koek gebak, of 'n broodjie? Nee? Het julle al agtergekom dat daar 'n spesifieke tyd wat daai koek uit die oond moet kom? Daai brood moet op daai spesifieke tyd uitkom. En daai tyd moet volloop, is dit nie? Hy moet volkom. Want as ek hom te vroeg uithaal, is dit 'n flop. As ek hom te laat uithaal, is dit gebrand. Daar's 'n tyd. Daar's 'n tyd wat moet volloop. Julle het daai horlosietjies al gesien, nê? Nou kom by so 'n horlosie en dan hardloop hy so. En wanneer daai tyd kom, dan is daar 'n ding. En as jy hom uithaal, dan is daardie koek presies wat hy moet wees. En vanoggend wil ek met jou oor hierdie gedeelte praat in Galasiërs 4 vers 1 tot 7 sê, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles.
maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Wie het bepaal? Die Vader. Die Vader het die tyd ingesit en ingestel. En so was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het. Ek wil hê sê vir die persoon langs jou, die volheid van die tyd het gekom. Die volheid van die tyd het gekom, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders, en die oorspronklike beteken eintlik seuns kan ontvang. En omdat julle seuns is, het God die Gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar seun, en as jy seun is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Die volheid van tyd. Toe verskyn Jesus op aarde. Op die tyd wat Vader dit bepaal het, dit moet gebeur, het hy verskyn om 'n werk te kom doen vir my en jou. Om ons te kom losmaak. Besef jy wat hierdie skrif vir ons sê, dat hy het ons kom losmaak, hy het ons uit 'n plek van kinderlikheid kom haal, kinders wees uit kom haal, sodat ek en jy in 'n plek kan beweeg van seunskap. Wanneer het dit gebeur? In die volheid van tyd. In die volheid van tyd het Jesus Christus gekom, sodat ek en jy in die volheid van lewe kan lewe. Nie half nie, in die volheid van daai lewe wat hy kom gee het, te kom lewe. En wat dit vir ons vanoggend dan kom sê is, ons vier Paasfees. Paasfees was 'n geskiedkundige gebeurtenis en 'n fees wat ingestel was in Israel se tyd. En dit was die bedoeling gewees om te verstaan dat ek maak jou los uit dit waar jy vassit. Want Israel was in Egipte gewees. En hy stel die fees in. En ons besef natuurlik, dit is God se feeste gewees. Dit was nie Israel se feeste nie. Daarom is dit beskikbaar vir my en jou. Nie die fees nie, die realiteit van die fees. En so in die historiese gebeurtenis stel hy die Pasga in, wat drievoudig is, die Pasga, die ongesuurde brode en die eerstelingsgerf. En hy sê hulle moet dit hou, want op daai oomblik wys dit heen na iets wat op pad is. Iets wat gaan kom gebeur, wanneer die volheid van tyd daar is, dan gaan hierdie 'n uitspeel wees van iets wat God bedoel het, moet gebeur vir my en jou. En so vir baie mense sit hulle vas in 'n Paasfees van 'n ritueel, van iets wat nog op pad is, iets wat nog nie gebeur het nie. Profeties is dit die kruisiging, wat 'n uitspeel is, wat ons 'n redder op 'n kruis het, wat die uitspeel van daai Paasfees is, en wat eintlik die vervulling in die volheid van tyd is, van dit wat Vader se hart vir ons was. En vandag, in 'n geestelike dimensie lewe, kry ek en jy die vervulling deur wedergeboorte. Wedergeboorte maak die Paasfees nie net 'n fees wat ons hou, wat heen wys nie, maar vanoggend is dit 'n herdenking van 'n geestelike realiteit in my en jou lewe. Ek en jy vier fees vanoggend oor iets wat klaar plaasgevind het, van 'n realiteit wat myne en joune is. Ek en jy sit nie vanoggend nog hierso vir iets wat op pad is nie, en hoop ons gaan leef wanneer dit gebeur nie. Ek en jy leef vanoggend in die realiteit daarvan,
Psalm 89 vers 16 sê, welgelukkig salig is die volk wat die geklank ken. O Here, hulle wandel in die lig van u aangesig. Wat is daardie klank wat hy ken? En die Amplified sê dit vir my so mooi. Hy sê, blessed, happy, fortunate, to be envied. Het julle al gesien en dan dink jy, eers daai ou het ry 'n mooi kar. Het julle dit al gedink? Of daai ou se lewe lyk so mooi. En dan is daar so envy. Nee, ek weet wat sy Afrikaanse woord, help bloei. Maar, hoor wat sê hierdie skrif? Blessed, happy, fortunate, and to be envied. Is ek en jy vanoggend? Want daar het 'n volheid van tyd plaasgevind. Dis nie nog op pad nie, dit het klaar gebeur. Hy sê, are the people who know the joyful sound. Wanneer is daar joyful sound? In 'n fees. En so vanoggend is die Paasfees werklik dit, 'n fees om te vier. Wanneer hou mens die fees van 'n troue? Voor die troue, nee. Doen julle dit anderster? Na die troue. Hoekom? Die troue het gebeur. Nou vier ons fees. Die Paasfees het gebeur. En vanoggend vier ons nie fees op 'n plek van iets wat op pad is nie, maar in 'n plek van it happened. Dit is myne nou. Ek vat dit. Ek hoor wie's jy? Happy, fortunate, and to be envied. Kom aan, voel jy nie to be envied nie? Voel jy nie vanoggend fortunate nie? Fortunate om te weet, daar's 'n kruis wat gebeur het, daar's 'n redder wat vir my gesterf het, wat, vir my 'n hele nuwe lewe kom oopbreek het, kom oopskeer het, want sy liggaam was geskeur op daai ding, en vanoggend nog is die voorhangsel geskeur. Hulle het hom nie gaan toewerk nie, maar wat doen ons? Ons werk hom toe. Nee Here, daai is nie vir my bedoel nie. Ek weet hom nie so mooi. Happy, fortunate to be envied. It's yours. Dis vir jou om dit te beleef. Maar ons sit met realiteite in ons lewe wat ons nie hierdie goed beleef nie. Vanoggend sit jy miskien, vanoggend daar mense goeders in 'n bakkie kom neersit, wat vir my sê, ons beleef nog nie die volheid nie, en dis nie iets wat nog op pad is nie, daar's 'n volheid wat gebetaal is, daar's 'n volheid wat gebeur het vir ons. Ons probleem is, we don't know how to access it. But it's there. Die deur is volgend oop. In die geestesrelm is dit vir ons oopgebreek. Die realiteite van God en dit wat Jesus Christus in die Paasfees vir ons kon oopbreek het, is myne en joune. Because if it wasn't, as dit nie vir my was nie, how will I then be happy, fortunate and to be envied? Want die volheid van tyd het gebeur. Julle besef, daar's nie, die klok was nie aangestel gewees nie. Hy het gebeur. En dis joune vanoggend. Maar dis of ons baie keer wil kom smeek. Ag Here, help my vanoggend met hierdie probleem. Ag Here, maak net hierdie lyf gesond. En dan wag ons, o Here, en dan wonder ons hoekom gebeur dit nie. Because God gave it to you already, dis joune, dis tot jou beskikking. Jy hoef nie te kom smeek vanoggend nie. Die volheid van tyd het dit vir jou oopgebreek. Dis tyd om dit te neem in die gees. In 'n geesdimensie te begin wandel van realiteite wat joune is. En dit ten volle te leef. Hoekom? Sodat jy in die fees kan leef van Paasfees. Fees beteken ek is happy. Ek is bly. Maar ons leef baie keer asof ons nie bly is nie. Want ons glo dis nie tot my beskikking nie. Dis nog nie vir my nie. En solank as jy daar gaan dink, gaan dit nie wees vir jou nie. Want dis ons wat bepaal of daai realiteit uit die gees en die natuurlike gaan begin manifesteer. Ek en jy bepaal dit. God gave. God hou nie terug op jou nie.
Hy sê nie, ons kyk of jy dit kan, nee, it's there. You need to access it now. Jy moet begin in die geesrealm begin inryk en daarvan af begin beweeg. Daar's 4 dimensies. Wie ken 3D? Nee. Ons ken 3D, nee. Maar daar's 'n eerste dimensie, wanneer ek 'n lyn trek, is dit 1 dimensie. First dimension, die eerste dimensie. Die tweede een is, wanneer ek hierdie lyntjies begin op mekaar trek, dan vorm hy 'n plein, en dit word 'n 2 dimensie. Maar wanneer ek daai pleins op mekaar begin stek, dan word dit 3de dimensie, 3D. En wat ek en jy ervaar, is die 3de dimensie, elke dag van ons lewe. Ek en jy kan mekaar sien, hierdie is die natuurlike dimensie. Maar daar's 'n 4de dimensie wat vir ons oopgebreek het in die Paasfees. Wat vir my en jou dit moontlik gemaak het, en wat vir ons ingeroep is om daar te begin leef. Hier's wat gebeur. Die dimensie bo die vorige ene, het mag en autoriteit uit die een op die volgende ene. Met ander woorde, die tweede dimensie het mag en autoriteit op die eerste ene, die derde ene het autoriteit op die tweede ene, en die 4de dimensie op die 3de dimensie. En dis as ons dit gaan begin begryp, om te verstaan, dis wanneer jy goed begin skuif in die gees, wanneer goed in die natuurlike begin skuif en verander. En baie van ons leef nog uit 'n 3de dimensie lewe, van dit het nog nie gebeur nie. Dit het nog nie plaasgevind nie, want ek is so vasgevang in hierdie situasie, in my lewe, en dinge wat gebeur. In plaas om die skuif te maak in die 4de dimensie, en die skuif in jou situasie te begin maak. Die autoriteit te begin bring van die 4de dimensie, en dit te begin manifesteer. Want die fees is daar. Die Paasfees is nie nog op pad nie. Ons vier die fees van iets wat gebeur het, wat vir ons moontlik gemaak is, wat ek en jy sit vanoggend hier so vry. Moet jy nog vry word? Moet jy nog weergebore word? Moet jy nog? Nee. Maar ons leef so, hierdie moet nog lewe. Ek moet nog. Nee, ek het. Want in Jesus Christus het die volheid van tyd oopgebreek, en het die volheid van lewe is vir ons oopgebreek om daarin te lewe en daarin te wandel. Ek en jy kan vry wees. In Deuteronomium 16 Vers 1 sê hy, onderhou die maand Abib en hou Pasga vir die Here jou God, want in die maand Abib het die Here jou God jou in die nag uit Egipte uitgelei. Hierdie maand, en Eksodus 12 vers 2 sê, hierdie maand, daardie maand van Abib, moet julle die begin van die maande wees, dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. In die Paasfees, en dit wat daar op die kruis gebeur het, skuif God die kalender, en hy begin die jaar by daardie dag, in daardie moment, wanneer ek in Jesus Christus gevind word, verander my hele lewe, tot die tyd wat ek begin inlewe. Jou nuwe jaar is eintlik vanoggend, want in ons kalender is dit Maart, April. En ons dink ons hou Maart en April, want iemand het ergens besluit, en ons besef nie, maar God het dit so bepaal. Hoekom? Want die Vader het bepaal hoe dinge moet inskuif, en hoe dinge in plek moet wees, want jy sien, toe daardie oomblik gebeur, toe was alles in plek gewees, alles was op die regte plekke gewees, soos het moet wees, want die volheid van tyd het aangebreek. In daardie oomblik was daar 'n universele taal gewees, Grieks. Why? Sodat die goeie nuus kan uitgaan. Daar was 'n universele vrede gewees. Onder die Romeinse ryk, maar daar was 'n vrede gewees. Daar was 'n universele padnetwerk gewees, wat toegang gegee het tot die hele bekende wêreld, sodat die gospel kan uitgaan. En alles het so gewerk, dat Augustus 'n dekreet gegee het, dat almal moet wees
in die plek waar hulle voorouers geboorte was, sodat hulle daar gaan belasting betaal. En ons dink Jesus was maar net in Bethlehem gewees. Het maar net daar gebore, want dis waar hy moet gebore wees. Nee, dis was bepaal gewees. God het goed geskuif, en nou wil ek vanoggend vir jou sê, in Jesus Christus het God alles kom skuif, om jou lewe in 'n nuwe dimensie in te vat, om jou lewe in 'n plek van oorwinning te begin invat, sodat jy die volheid van alles wat hy vir jou oopgemaak het, kan begin beleef. Vanoggend sit jy eintlik in die volheid, en in die volheid van wat tyd vir jou kom oopbreek het. En ons vier vanoggend 'n Paasfees van dit is volbring. Dis vanoggend vir jou en my oop. En in die laaste Paasfeesmaal kom Jesus by die tafel. En hy breek sy liggaam en hy sê, hier is my liggaam vir jou gebreek. En hy stel 'n nuwe verbond in. En hy sê, dis die bloed, is my verbond. 'n nuwe verbond, 'n nuwe manier van hoe ek met jou gaan werk, en hoe ek oor jou gaan dink, en hoe jy na my toe gaan kom en besef hoe ek is en wie ek is. 'n nuwe verhouding, 'n nuwe lewe, 'n nuwe omgewing om in te begin leef. Die woordjie Egipte in die oorspronklik beteken Misraim. En dit beteken constriction. Het jy al 'n baadjie aangetrek en sê, nee, hierdie ding is te styf vanoggend. Dis wat dit beteken. Dis wat die lewe beteken buitekant Christus. Dit beteken oppressie. Dit beteken slawerny. En dit beteken place of hardship. Dan vra ek, as ons dan place of hardship ervaar, het ek nie myself dalk uitgevat uit 'n Paasfees wat reeds verby is nie. En probeer ek nog iets bewerkstellig en dink ek dis nog op pad, terwyl dit reeds tot my beskikking is. Terwyl dit reeds vir my oopgebreek is om vry te wees, om heel te wees, om nuut te wees, want in die kruis het hy dit vir jou alles kom doen en kom oopbreek. Vanoggend is dit joune. Hy het dit vir jou kom gee. Die vraag is, gaan jy dit vat? Want dit is joune. In Jesus Christus is jy nie meer 'n kind nie, maar word jy seun, wat erfgenaam beteken. En erfgenaam van 'n Nuwe Testament, wat joune is. Mag ons begin leef in die volheid daarvan elke dag. In die volheid van tyd. Dit is volbring. Dit het gebeur. Moenie meer opgee wanneer dinge nie reg is nie. Begin indruk in die gees en vat dit. Neem dit in besit, want dit is joune. Baie keer bid ons vir 'n sieke. Baie keer bid jy vir 'n situasie en in daai een oomblik gebeur dit nie. Maar dit beteken nie, dis nie joune nie. Druk in. Beweeg in. Because it's done. Dis joune. Die volheid van tyd het gekom. Die fees is nie op pad nie, hy is verby. Ons sit in die realiteit vanoggend. En dis my en jou lewe wat ons kan in 'n veranderde nuwe lewe leef. Dis my gebed vir julle elkeen, dat hierdie realiteite vir ons sal wees elke dag. Sodat die wêreld kan sien. Ons aanbid Jesus, wat regtig op 'n kruis gesterf het. Wat die Paasfees kom vervul het. Sodat ek en jy dit kan ervaar. Nie in ons denke nie. Nie probeer dink dat dit nog moet op pad is nie. Maar 'n realiteitslewe daarvan. Amen. I've got joy in the morning, joy in the evening, you keep me down.